Lees net tot daar. Kom ons maak ons harte stil. Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie aand so een kan wees. Dankie vir u wonderlike en die dierbare woord. Here, dankie dat ons kan weet dat u is die een wat hierdie woord in ons harte wil oopbreek. En Here, dankie vir die Gees van God wat getrou is om hierdie woord in ons harte te kom lewendig maak. En Here, soos wat u ook hier vir ons kom wys het in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, soos wat u vir u disippels gesê het, dis die Heilige Gees wat julle sal herinner aan alles wat gesê is. En dankie Here dat ons hierdie woorde kan ontvang in hierdie aand. Maak ons harte oop en ontvanklik daarvoor. Want Here, ons weet nie wat môre vir ons inhou nie. Here, ons weet nie wanneer ons ook soos die disippels hier gaan voel en wanneer ons harte ontsteld gaan wees nie. Wanneer ons gaan bang voel nie. Maar dan kan ons weet dat die Heilige Gees is getrou en sal ons ook herinner aan hierdie waarhede. So asseblief Here, maak ons harte oop. Daar is baie gedagtes wat in ons almal se gemoedere is. Daar is baie onsekerhede, daar is baie dinge waaraan ons dink, dalk miskien so op die punt van 'n nuwe week. Baie dinge is besig om vinnig weer terug te keer na normaal toe. So Here, mag ons net vir hierdie oomblik, mag ons harte waarlik net stil maak en mag ons dit instel om te kom hoor wat u ook in hierdie aand tot ons harte wil spreek. Dankie dat u ons veilig gehou het. Dankie vir elke persoon wat veilig terug is na die vakansie. Dankie vir elkeen wat in hierdie aand hier kan wees vir hierdie eerste aanddiens weer in die nuwe jaar. En Here, ons sien uit na die jaar. Ons sien uit na dit wat u vir ons gaan kom doen. Ons sien uit om ons vertroue volkome op die Here te plaas en te ervaar hoe u vir ons deure gaan oopmaak, om te ervaar hoe u ons paaie gaan gelyk maak. En Here, ons weet dat daar gaan partykeer moeilike dae kom, daar gaan uitdagings wees, dit is so. Maar dankie ook dat ons kan weet dat hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En dat ons hierdie waarhede wat ons so uit die woord ontvang, dat ons daarop kan staan, dat dit ons kan laat vasstaan. En soos wat ons vanoggend ook gehoor het, Here, ons moet daardie bouer wees wat bou op die vaste fondament, sodat wanneer die storms kom, ons staande kan bly. En Here, ons het ook gesien, so wonderlik, waar u daardie boodskap afgesluit het in Matteus 7, Here, om te sê, die een wat hierdie dinge nie net hoor nie, maar ook doen. Hy is soos 'n bouer wat bou op die regte fondament. So Here, mag ons luister en mag ons toepas en mag ons hierdie dinge deel van ons lewe maak. Dankie Here vir hierdie gemeente wat u in stand hou. Dankie dat ons daarvan kan getuig. Here, dis net u wat die hoof is van die kerk en dis net u wat hierdie gemeente tot hier toe gedra het en dit is net u wat hierdie gemeente ook verder in die toekoms sal dra. So Here, ons oë stip op u gerig vir dit wat u gaan kom doen. Here, kom, maak dit nou stil, gee vir ons ore om te kan luister, dat hierdie woorde ewige impak ook op ons harte en lewens sal hê. Amen. Vriende, ek praat met u in hierdie aand rondom die tema onwrikbaar, om onwrikbaar vas te staan, en ek dink dit is veral na vanoggend se boodskap, dink ek dit is baie gepas dat ons praat oor hierdie gedagte, om vas te kan staan. Ons het nou vanoggend het ons gesien, ons moet op die regte fondament bou, ons het vir mekaar gevra, wat se bouer is ons, hoe lyk ons huis en hoe lyk ons fondament? Is ons 'n bouer wat wys is, of is ons 'n dwaase bouer? Is ons huise gebou op die fondament wat Christus is? Pas ons die woord toe? En as ons hierdie dinge gaan doen, kan ons waarlik weet dat ons kan staan op 'n vaste fondament en is ons lewe onwrikbaar. Dan sal, as die storms kom, ons nie dreig om ons te verniel nie. Maar ek dink hierdie is baie belangrik vir ons om te hoor, veral met die oog op die jaar en al die onsekerhede wat vir ons wag. En as ons net so 'n bietjie gaan dink oor alles en bietjie moet praat, dan glo ek jy sal saamstem dat ons leef in tye waar dit wat bekend was meer onherkenbaar word. En ek dink veral vir die mense wat al bietjie langer in die jare is as byvoorbeeld myself, kan baie hiervan getuig dat dit wat in die verlede bekend was, dit wat waardig was, dit wat ons aan waarde geheg het, sekere waardes, is besig om al hoe meer onherkenbaar te raak. Ek dink so aan die woord in Job 15 vers 16 wat sê, hoeveel minder die afskuwelike en ontaarde, die mens wat onreg drink soos water. En is asof ons sien in vandag se tyd, hoe die mens, die samelewing hier buitekant, hoe hulle onreg drink soos water, hoe dit vir hulle niks vreemd is nie, hoe hulle net aangaan met hierdie afskuwelike, sedelose lewens. En ons kyk na hierdie dinge en dit affekteer ons. Dit het maar 'n bietjie van 'n onrustigheid in ons gemoed, as ons hoor hoe die
goddeloosheid besig is om net meer en meer toe te neem. Dit word al hoe meer gepromoveer. Dit word al hoe meer, ek wil amper sê, jy weet, ons word soveel meer gekonfronteer as nog ooit van tevore. Jy kan deesdae amper nie eens meer 'n televisieprogram kyk sonder dat hierdie verkeerde, immorele dinge dat dit voor ons die hele tyd gedruk word nie. Dit is moeilik in vandag se tyd. Verder bevind ons soms dat daar met misnood teruggekyk word na 'n lewe wat eens nagestreef is, maar nou slegs 'n vae herinnering is. Tyd beweeg so vinnig by ons verby dat ons op 'n punt kom dat ons nie meer voluit leef nie, maar bloot net poog om te oorleef. Ek weet nie of julle al op daardie plek gekom het dat dit voel julle weet nie meer wat dit is om voluit te leef nie. Staan elke oggend op en ons doen net ons dinge want ons moet net deur die dag kom, dat ons deur die week kan kom en deur die maand en deur die jaar dat ons net kan kop bo water hou. Dis baie keer wat ons ervaar. Baie mense spandeer soveel tyd en hierdie is iets wat ek dink hoe meer mense lees, hoe meer impak het dit op jou. Baie mense spandeer soveel tyd en energie om die hoogte en die laagtepunte van 'n huwelik, 'n gesin, jou gesondheid, jou werk, jou vriende. Daar is soveel aspekte in ons lewe, want een ding wat ons ervaar van die lewe vandag is dat die lewe het besig geword. Jy kan met enigiemand praat en vra hoe gaan dit? Besig. Maar goed, maar besig. Ons harte brand. En daar is soveel energie wat ons insit om al hierdie dinge te probeer bestuur, die hoogtepunte, die laagtepunte van al hierdie dinge in ons lewe, dat ons op 'n stadium ontdek dat ons onsself in die proses verloor het. Dis asof ons nie meer weet wie ons is nie. Maar daar is soveel aandag wat bestee word om al hierdie dinge net aan die gang te hou, om die balle in die lug te hou. Vir baie van ons het die wat as verander in hoekom ek. Jy weet, daar's baie keer ons hoor van dinge, ons hoor van mense wat deur moeilike tye gaan, en dan kom die gedagte by ons op, maar joeg, wat as dit met my gebeur? En vir baie van ons het daardie gedagte geword, maar dis nou ek. En begin die vraag, maar hoekom ek? En so begin daar soveel dinge wat gebeur in en rondom ons wat ons benoud maak. En wat voel asof ons lewe besig is om te wankel. Ons leef in 'n samelewing wat besig is om in mekaar te stort. Letterlik. Daar is soveel dinge wat in hierdie wêreld tans aangaan. Daar is oorloë reg oor hierdie wêreld. Niks is seker nie. En niks is standvastig nie. En met al hierdie dinge, en daar's nog soveel meer wat u ervaar in hierdie aand, wat u dalk miskien nooit met enigiemand deel nie. Maar met al hierdie goed is die vraag, is dit moontlik om nog in hierdie tyd, met alles wat so de mekaar is, met alles wat so dol is dit moontlik om nog onwrikbaar vas te staan? Is dit regtig moontlik? Nou ek is so dankbaar vir die woord. Want die woord kom wys vir ons hoe ons, maak nie saak hoe dit lyk rondom ons nie, onwrikbaar nog kan vasstaan. Die disippels het ons die vorige Sondag ook gesien, het hulle self in baie moeilike omstandighede bevind. Veral hier, terwyl die Here Jesus hier met hulle praat. In Johannes 13 is die Here Jesus saam met hulle daar in die bofortrek, en daar is baie dinge wat die Here Jesus hier met hierdie disippels meegedeel het. Hy het al in die verlede vir hulle gesê, dat hy gaan hulle verlaat, dat hy sou sterf. Maar hier kom hy en hy kom bevestig dit weer, in Johannes 13 vers 33. En nie net dit nie, hy kom sê vir hulle dat een van die wat naby hom was, gaan hom verraai, en hy kom sê vir Petrus, jy gaan my verloon. So daar's baie dinge wat die disippels hier gehoor het, wat hulle harte regtig ontsteld gemaak het. Daarom die woorde in Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie. Die Here Jesus het baie duidelik opgetel, en ek dink dit was so voor die hand liggend, dat hierdie manne was te neergedruk. Hulle was verslae oor alles wat hulle gehoor het. En daarom kom die Here Jesus hier in Johannes 14. En keer op keer kom hierdie gedagtes verder na vore, laat julle hart nie ontsteld word nie. Hy sê dit ook in Johannes 14 vers 5, waar hy vir hulle sê, waar hy vir Thomas sê, Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Hierdie ontsteltenis wat baie duidelik sigbaar was. Johannes 14 vers 27 sê hy ook, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. So as die heeltyd hierdie gedagte wat hy vir hierdie benoude manne wil kom deel. Moenie laat julle harte ontsteld word nie, hier is waarop julle kan staan. En dit is wat ek in hierdie aand met u wil deel. Daar is sekere goed waarop ons ook kan staan. En Jesus self kom openbaar presies wat nodig is, sodat die disippels daardie tyd en ook ons vandag onwrikbaar
kan vasstaan. So my liewe vriend, ons gaan nou net aangaan. Ek gaan net vinnig weer die vorige Sondag se gedagte aanraak en dan net nog 'n paar nuwe gedagtes met u deel. Dat ons kan weet, dit maak nie saak wat ons ervaar nie, maak nie saak hoe ons harte voel nie, maak nie saak wat se emosies u ervaar op 'n daaglikse basis nie, dat ons onsself kan herinner aan die woord, sodat ons ook onwrikbaar kan vasstaan. Die eerste gedagte is, die versekering van die ewigheid bied onwrikbaarheid. Kosbaar, Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. So die eerste ding wat die Here Jesus vir hierdie manne kom sê, is ek gaan weg, maar ek gaan vir julle plek berei. Daar wag vir julle ewigheid. En my liewe vriend, is dit nie die wonderlikste nuus nie? As ons fokus net kan plaas op die ewige. Elke keer wanneer die teëspoed kom, elke keer wanneer die verskillende dinge in ons lewens, wat gebeur, ons dreig om ons van balans af te gooi, om ons lewe omver te gooi, dan kan ons onsself herinner, maar hoor hier, daar wag vir my 'n ewigheid. Dis daardie gedagtes wat maak dat ons vas staan. Daar is 'n wonderlike tuiste. Hierdie is nie 'n tydelike bestemming nie, maar 'n ewige woning in die hemel. Hebreërs 9:24, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak nie, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Hy het self in die hemel ingegaan, en ons gaan eendag saam met hom daar wees. Filippense 3, vers 20 tot 21 sê, hoor hierdie dinge. My liewe vriend, jy moet eintlik hierdie gedagtes, moet jy so diep in die hart bære. Filippense 3 vers 20 tot 21, moet jy deel van jy lewe maak, elke dag. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander. Hoor jy vriend, hierdie liggaam van ons, hierdie dop, wat partykeer vir ons moeilikheid gee, wat maak het ons party oggende sukkel om op te staan, hierdie dop, hierdie liggaam gaan verander word, hy gaan ons vernederde liggame van gedaante verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking, waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Is dit nie 'n vooruitsig nie? Ons is burgers nie van hierdie lewe nie. Ons burgerskap is in die hemele. Ons kan hom verwag. Hy gaan ons liggame verander. 1 Korintiërs 15 verduidelik dit so mooi, waar hy ons liggame heeltemal geniet maak, en waar hierdie tydelike met ewige bekleë gaan word. Is dit nie 'n vooruitsig nie? As hierdie gedagtes, wat maak, dit maak nie saak wat gebeur in hierdie lewe nie, dat ons onwrikbaar kan staan. Romeine 8:18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. My liewe vriende, hierdie is gedagtes wat ons onsself waarlik daagliks aan moet herinner. Maak nie saak wat met my gebeur nie, ek moet, as die grootste teëspoed my tref, stil raak en sê, ek reken, Roan, hou op om benauwd te wees, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie kan opweeg teen die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hoe anders sal ons die probleme hanteer, die moeilike dinge hanteer in die lewe, as ons fokus op die ewige. Die volgende gedagte, die voorreg om die Vader te ken, bied vir ons onwrikbaarheid. Om hom te ken, hoor hoe kosbaar is Johannes 14 vers 7. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Vriende, ons hoef nie te wag tot ons eendag in die hemel gaan kom om die Vader te ken nie. Ons kan hom nou ken. Nou, wat, as ons net 'n bietjie oor hierdie ding gaan dink, wat kan vir ons meer standvastigheid bied as juis hierdie gedagte? Dat ons, die een wat alles geskape het, met 'n woord, net so terloops, sy mag en sy krag is groter as wat ons ooit sal besef, die een wat alles in stand hou, die een wat in beheer is van alles wat gebeur, dat ons hierdie een, die almagtige, die een wat alle verstand te bowe gaan, die een wat groter is as wat ons ooit kan bid of dink, dat ons hom waarlik kan ken. My liewe vriend, dink daaraan, wat kan vir jou 'n meer stabiele lewe gee as hierdie gedagte, dat ek kan hom ken. Ek kan sy wil ken. Ek kan weet wat is sy gedagtes vir my. Ek kan weet dat hy vir my leer in die woord, dat maak nie saak wat met my gebeur nie, ek moet hom verheerlik in en deur alles.
Wat kan vir jou meer standvastigheid bied as dit? Daar is 4 verskillende vlakke van kennis. Dalk meer, maar ek wil net hierdie 4 met u deel. Die laagste vlak is om bloot feite te ken. Daar's baie mense wat feite ken. Daar's baie mense wat hier en daar ietsie weet van iets. Die volgende vlak is om van die waarhede agter daardie feite te verstaan. Maar om 'n feit te ken en om 'n feit te verstaan, het nog nie regtig fisiese krag in ons lewe nie. Daar is 'n derde kennis. En die derde vlak stel 'n verhouding voor. Dis die kennis waarvan die woord praat in Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is waar ons begin om in 'n wankelbare lewe bietjie standvastigheid te kry. As ons by hierdie kennis uitkom, om hom te ken. Maar dan is daar 'n 4de vlak. Dit is die vlak waar daar ware standvastigheid is. En die 4de gebruik van weet beteken om 'n dieper verhouding met 'n persoon te hê. Dit beteken om 'n dieper gemeenskap met hom te hê. Dit is nie bloot net kennis nie, en dis meer as net 'n verhouding, dit gaan dieper as al daardie dinge. Dit is my so mooi in Filippense 3, ek wil dit vir julle lees, Filippense 3 vers 10, maar ek wil lees vanaf vers 7 af. Kom Paulus en hy skryf, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Dan hoor nou vers 10, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Sien, hier is 'n dieper kennis. Hier is nie net om hom in 'n verhouding met hom te staan nie, dit is om dieper met hom te gaan, om al die dinge in hierdie lewe as drek te beskou, om hom as groter wins te kry, om hom te ken, die krag van sy opstanding, die gemeenskap aan sy lyde, en die gelykvormigheid aan sy dood. Dis dieper, dit praat van 'n dieper en 'n meer intieme verhouding met hom. 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 12 sê, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is. Hoor nou mooi, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Dis 'n dieper kennis. My liewe vriend, al wat hierdie gedagtes vir ons wil kom wys. As ons wil onwrikbaar staan in 'n lewe wat woes de mekaar is as ons hom gaan leer ken. Is daar die diepe kennis, dis daar die verhouding met hom. Is daar die kennis wat ek nie met u kan deel nie. Dis daar die tyd wat jy in jou binnekamer bring, wat jy alles as drek beskou en hom aankleef met alles in jou. Dit is wat nodig is, sodat ons onwrikbaar kan staan. En ons kan dit hê. Ons kan dit hê. Die volgende gedagte, die voorreg van beantwoorde gebede bied onwrikbaarheid. En wat 'n wonderlike gedagte, om te weet dat as ek benoudheid ervaar, en ek het 'n verhouding met hom, ek staan standvastig in hom, ek ken hom, daai 4de vlak van kennis, en ek raak stil in my binnekamer, en ek roep tot hom, is hy daar. Wat 'n gedagte is dit nie? My liewe vriend, as jy weet, dat as jy nood het, en jy bel iemand, hulle antwoord, en hulle sal dadelik daar wees, dan gee dit vir jou gemoedsrus. Hoeveel te meer nie die hemelse Vader, dat hy vir ons die sekerheid gee, maak nie saak wat nie. As jy in my bly, as jy nader aan my beweeg, en jy bid, is ek daar vir jou. Johannes 14 vers 13 tot 14, en Johannes 16, deel presies dieselfde gedagte. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Johannes 16 sê, en daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie, bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Onthou wat het ons gesê, was die disippels
benoud of was hulle blymoedig? Hulle was benoud. Hulle het ontstelde harte gehad. En hier kom sê die Here Jesus vir hulle, wat julle ook al die Vader vra in my naam, sal ek vir julle gee, sodat julle harte volkome gevul met blydskap kan wees. Liewe vriende, ons kan weet, daar is 'n God wat luister. En wanneer ons dinge bid in sy naam, is hy daar vir ons. Nou wat beteken dit om iets te vra in Jesus se naam? Nou ons het dit nou al hanteer, maar dit beteken nie, ek kan enigiets dink wat ek graag wil hê, en net aan die einde daarvan heg in die naam van Jesus, en ek gaan dit kry nie. Wat beteken dit? Dit val in by die vorige gedagte van daai 4de vlak van kennis. In die proses dat ons hom leer ken, is ons so in verwondering oor wie hy is, dat ons begeertes in lyn kom met sy begeertes. Dis waar ons moet wees. My liewe vriend, hoe anders sal ons gebede wees as ons bid wat sy wil is? As ons sien wie hy is en ons sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. Want dit gaan alles net oor u. Maak nie saak wat ek ervaar nie. Here, al gaan ek deur die dal van doodskare weer. Here, al gebeur die ergste ding met my in hierdie lewe, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor u. Dit is my so mooi in Johannes 5, vers 14 tot 15 sê die woord, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Ons moet iets vra volgens sy wil. Hoe gaan jy weet wat sy wil? Dit gaan van jou vat om in die woord in te delf. Dis hoe jy gaan weet wat is sy wil. So my liewe vriend, as ons 'n standvastige lewe wil hê, kan ons bid en weet hy is daar. Maar ons moet bid volgens sy wil. So mooi. Ons almal ken Matteus 6 vers 9. Die Bybel sê, die Here Jesus sê, dis hoe julle moet bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dis waar dit gaan. Gaan die Here, help my met dit, en kom met my deur met dit en dit, laat u naam geheilig word, bo alles. En dan sê die Here, ons kan ook na ons Vader nader en ons harte voor hom oopbreek. Dit is my so kosbaar, Halleluja 444, wat ons almal goed ken. Hoor wat sê hy, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. En dan sê hy hierdie woorde, hoe verbeur ons tog die vrede, ag hoe dikwels ly ons smart. Hoekom? Net omdat ons nie ons node uitstort in God se Vaderhart. My liewe vriend, ons het die vrymoedigheid, dat ons tot hom kan nader, en weet, dat hy beantwoord gebede. Dit maak dat ek onwrikbaar kan staan. Die laaste gedagte. Die inwoning van die Heilige Gees bied onwrikbaarheid. Ek meen, dit is een van die hoogtepunte van hierdie paar hoofstukke. Is dit wat die Here Jesus hier vir hulle kom meedeel. Is hierdie woorde wat hy vir hierdie disippels kom sê in Johannes 14 vers 16 tot 17. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wanneer ons besef hoe groot hierdie gedagte werklik is, sal dit ons waarlik onwrikbaar laat. Nou dink jouself net vir 'n oomblik in hierdie disippels se skoene. Tydens Jesus se aardse bediening het Jesus sy disippels gelei, hy het hulle beskerm, hy het hulle geleer, hulle het net gegaan waar hy gegaan het. Hulle kon niks uit hulle eie uit doen nie. As hulle goed uit hulle eie geprobeer doen het, het dit gewoonlik nie goed opgeëindig nie. So hulle was volkome afhanklik van hom. So u kan jouself net indink hoe hulle moes voel toe hulle hoor, na net 3 jaar, gaan hy weg. Wat gaan van hulle word? Wat gaan hulle moet doen, as hy hulle verlaat? Hoe gaan hulle weet wat om te doen? Dan kom die Here en hy gee hierdie wonderlike belofte. Hy gee hulle die Heilige Gees. Hy sê, ek gaan julle nie agterlaat nie. Ek gee vir julle iets, die Heilige Gees. Hy's 'n ander trooster, sê hy, wat letterlik beteken 'n ander van dieselfde soort. Die Gees van God verskil nie van die Seun van God nie, want albei is God. Die Gees van God
was by die disippels in die persoon van Jesus Christus, en nou sou Jesus in hulle woon in die persoon van die Heilige Gees. En my liewe vriend, ons het vandag dieselfde voorreg. Want as jy gered word, ontvang jy die Heilige Gees. En die Heilige Gees, God self, is binne in sy kinders. Want dis wat hy sê, laat nie julle harte nie ontsteld word nie. Ek gaan bid en ek gaan die Vader vra, dat hy vir julle die Heilige Gees stuur, en hy gaan nie net by julle bly nie, maar hy gaan in julle wees. Wat 'n bemoediging, dat God elke oomblik met sy kinders is, en ons nooit sal begewe, en ons nooit sal verlaat nie. Dis so kosbaar, en dan dink ek so aan Johannes 14, en ek dink aan die nuwe jaar, en ek raak benoud soms, baie. En ek dink, Here, U het nou vir ons voorsien, ons het 'n gebou, maar wat nou? Ons moet voortgaan, vriende, ons kan nie net stagneer en sê, sjoe, ons het die gebou gekry, en dis nou wonderlik, en dankie, tot ziens nie. Die Here het vir ons hierdie deure oopgemaak vir 'n rede. En dit maak my soms benoud. En ek dink, Here, maar wat moet ek nou doen? En dan kom die Here en hy kom deel hierdie met my. En hy kom breek dit oop in my hart om vir my te sê, die Heilige Gees is in jou. En dan kom hy in Johannes 14 en hy sê, julle sal groter werke doen, as wat ek gedoen het. Hoekom? Want die Heilige Gees is in sy kinders. So die omvang van die werk kan groter wees. Die wyse hoe die werk versprei, hoe dit kan plaasvind, kan groter wees. Want ons is nie net 1 of 2 nie. Ons is nie net 12 disippels wat afhanklik is die hele tyd om by Jesus te wees nie. Nee, Jesus is nou in ons. So die impak wat ons het is soveel groter. En dit is wat my maak dat ek kan moed skep. Om te weet dat dit gaan nie oor wat ek doen nie. En die Here kom wys my gereeld, Roan, jy het verseker nie hierdie gemeente tot hier toe gedra nie. En dan sê ek, ja Here, ek weet. So ek is ook nie die een wat julle verder gaan dra nie. Dis hy. Dis deur sy Gees wat in ons werk. My liewe vriende, daarom moet ons vir die Here vra, Here, hier is ek se instrument in die hand. Mag U Gees deur my werk, ten spyte van alles wat rondom ons gebeur. Ten spyte van alles wat ons dalk miskien mag hoor, ten spyte van wat ook al gebeur, ons staan onwrikbaar, want ons weet die Gees van God, die Gees van krag is binne in ons. En dit stel ons in staat. Dit sal ons onwrikbaar laat. Dit is my so kosbaar, Johannes 14 vers 8. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. So mooi. Asof die Here weet, hierdie mense is soos baie benoud, en soos wat ons ook baie keer voel. En die Here Jesus kom sê vandag ook vir ons, ek gaan jou nie as 'n ou weeskindjie agterlaat nie. Ek stuur die Gees, en nie net dit nie, ek kom weer na julle toe. My liewe vriend, hierdie lewe is moeilik. Dit is baie moeilik. Hierdie lewe gooi ons met soveel struikelblokke, wat ons wil breek, wat wil maak dat ons moet wankel, wat ons harte wil breek in twee, wat ons hartverskeurend wil laat. Dis hoe dit is. Maar ons kan vashou aan die woord wat hier vir ons sê. As hierdie dinge my tref, en as hierdie dinge u tref, kan ons net sê, laat jou hart nie ontsteld word en bang wees nie. Daar is beloftes waaraan ons kan vashou. Ons kan weet, dat daar 'n versekering van ewigheid. 'n Ewige lewe. Dit behoort ons onwrikbaar te laat. Daar is 'n voorreg om die Vader te ken. Daai dieper kennis. My liewe vriend, gaan van u afhang op watter vlak u is. As u die Here Jesus al geken het, moenie net bly by die ou melktjies nie. Gaan oor tot die vaste spys. Daar is seëning daarin. Daar is 'n onwrikbaarheid om hom te ken. Ons het die voorreg van beantwoorde gebede. Dit behoort ons onwrikbaar te laat. En dan het ons die inwoning van die Heilige Gees. God self, wat elke oomblik by ons bly. So my liewe vriend, mag hierdie gedagtes u versterk en u deurdra. En mag ons ook, en ek bedoel dit regtig van harte, mag julle my hieraan herinner. As ek julle kom besoek iewers, ek is eintlik veronderstel om julle moed in te praat, en julle sien, ag, hierdie Roan is nou weer lyk te neergedruk. Mag julle my herinner en sê, Roan, onthou Johannes 14. Moenie laat jou hart ontsteld word en bang raak nie. Kyk wat se beloftes het ons.
Kyk wat gee hy vir ons. Kom ons staan vas. Daar is 'n stryd wat ons moet stry. Maar daar is oorwinning te verkry. In hom. Wat hierdie gedagtes vir ons gee. Om ons onwrikbaar te laat vas staan. Mag die Here die naprediker wees. En mag hierdie woord vir elkeen van u tot groot seën wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, Here, as ons moet eerlik wees, dan voel ons baie keer soos die disippels. Baie keer, Here, het ons ook nodig dat ons u stem moet hoor wat vir ons sê, Roan, laat jou hart nie ontsteld word en bang wees nie. En Here, dankie dat ons nou kon sien, dat ons hoef nie toe te laat, dat ontsteltenis en moeilike dinge in hierdie lewe ons onderkry nie. Want u kom gee vir ons hierdie versekeringe, hierdie beloftes, waarop die kind van God kan vasstaan. Die ewige lewe, wag vir ons. So Here, ons moenie toelaat dat die tydelike dinge ons so ontstel, dat ons nie meer fokus op die ewige nie. Dankie dat ons kan weet, ons kan u ken, en 'n dieper verhouding met u betree. Dankie dat ons kan weet, Here, dat ons gebede kan beantwoord word, as ons vra en bid volgens u wil. Dankie vir die Heilige Gees. Gees van God wat in ons woon. Ek weet, ons bedroef u baie. Maar dankie dat u getrou bly. Dankie dat u daar is om ons te herinner, om ons te bekragtig. Here, mag ons waarlik besef, die voorregte wat ons het, en mag ons begin vas staan. In 'n lewe waar dit lyk asof alles in duie stort, kan ons onwrikbaar bly staan, omdat ons weet, wie is ons God, en wie is in beheer. Here, kom breek hierdie gedagtes waarlik in ons harte ook, tot eer vir die naam, en ook waarlik tot uitbreiding van die koninkryk. Amen.